Ons is in Spreuke hoofstuk 1 en ons gaan kyk vandag na verse 10 tot vers 19. Spreuke hoofstuk 1, vers 10 tot 19 en dit lees dan so. My seun, as die sondaars jou wil verlei, moet jy nie inwillig nie. As hulle sê, gaan saam met ons, laat ons loer op bloed, laat ons die onskuldige voorlê sonder oorsaak, laat ons hulle lewendig verslind, soos die doderyk, en die gesondes, soos die wat in die kuil neerdal. Allerhande kosbare goed sal ons vind. Ons huise sal ons volmaak met byt. Jy sal jou lot onder ons werp. Ons sal almal een beer sê. My seun, gaan nie met hulle saam op die weg nie. Hou jou voet terug van hulle pad. Want hulle voete hardloop na die kwaad en haas hulle om bloed te vergiet. Want die net word te vergeefs uitgesprei voor die oë van allerhande voëls. So loer hulle op hulle eie bloed. Hulle lê hulle self voor. So gaan dit met almal wat onregverdige wins maak. Dit ontneem sy besitter die lewe. Net so ver in die skrif vandag. Kom ons buig weer die hoofde. Here, ons dankie vir die woord en ons dankie dat dit u woord is, Here. Laat ons nie hoef te wonder of te twyfel oor of ons hierdie goed moet glo nie en of ons dit moet doen, Here. Maar Here, laat ons met sekerheid kan weet dat u nie net die skepper is van die hemel en die aarde is nie, Here, maar dat u ook die een is wat u woord vir ons gegee het. Gun dit ons, Here, dat ons in vrees u woord sal aanneem. Dat ons met bewing ons heil sal uitwerk. Soos wat u woord van ons vereis, Here. Maar Here, ons erken dat ons is maar nietige mense. Ons is stof en as, Here. Ons het nodig om deur u geleer te word. En sonder die gees wat in ons harte werk, kan ons die woord nie aanneem. En daarom pleit ons in die oggend, Here. Weer eens. Kom ons onvermoë te hulp. Help ons, o Heer, om die woord aan te neem. En nie net om te sien en te verstaan wat daar staan, Here, maar 'n deel sal vorm van ons, sodat ons dit kan uitleef, ter eer en verheerliking van u heilige naam, Here. Gun dit ons asseblief in hierdie oggend, Here. Niemand ons het verdien nie, maar omdat u genade so groot is. En daarom pleit ons, Here, wees ons weer eens genadig in hierdie oggend. In u naam alleen vra ons dit. Amen. Nou, ons het laasweek gesien, dat terwyl die beginsel van wysheid die vrees van die Here is, dat daardie beginsel wel 'n beginpunt het, van waar dit geleer moet word, naamlik by die tug van die vader, en die onderwysing van die moeder, soos vers 8 en 9 ons geleer het. Die beginsel van wysheid is die vrees van die Here, maar die vrees van die Here word geleer by die huis. Die seun of kind moet luister na die tug van sy vader en luister na die onderwysing van sy moeder. Wat eerstens dui na die verantwoordelikheid van die ouers, dat hulle dit wel moet doen. Sowel as die verantwoordelikheid van die kinders, dat wanneer die ouers dit doen, hulle ook daarna moet luister. Maar die probleem vandag is, nie ouers of kinders besef meer wat so groot gruwel dit is, in die oë van die Here, wanneer kinders nie aan hulle ouers gehoorsaam is nie. Inteendeel, dit word as normaal geag. Maar soos ons gesê het, indien ongehoorsame kinders normaal is, dan is afgoderry en egbreek en diefstal en moord ook normaal, want nie net kom hierdie dinge in die 10 gebooie voor nie. Die 5de gebod leer ons ook, eer jou vader en jou moeder. Indien ons as ouers nie begryp wat 'n groot gruwel ongehoorsame kinders vir die Here is nie, dan gaan ons ook nie daarop aandring as ouers nie. En as kinders dit nie besef nie, dan gaan hulle ook nie hierdie spesifieke gebod hou nie. Want dit is 'n groot gruwel vir die Here, en daarom vorm dit een van die 10 gebooie. En daarom was die straf, indien dit nie nagekom was nie, die dood. Soos ons lees in Eksodus 21 vers 17 waar staan, en hy wat sy vader en moeder vloek, moet sekerlik gedood word. Spreuke 1 vers 7 het ons geleer, dat die vrees van die Here is die beginsel van wysheid. En Spreuke 8 vers 13 leer ons weer, dat die vrees van die Here is om te haat wat sleg is. Indien ons as ouers, sowel as ons kinders, enige beginsel van wysheid wil hê, en in wysheid wil kan wandel, dan moet ons haat wat sleg is. Maar ons kan nie haat wat sleg is, indien ons nie eers weet wat sleg is nie. Of indien ons nie weet wat 'n gruwel vir die Here is nie. En daarom moet ons en ons kinders besef hoe sleg ongehoorsame
en afvallige kinders wel vir die Here is. Soveel so dat hulle die doodstraf ontvang het, indien hulle wel afvallig was. Maar sodra ons dit verstaan en dit begryp, dan sal ons en ons kinders wel haat wat sleg is, soos wat die woord van ons verwag. En wanneer ons haat wat volgens die Here sleg is, dan het ons ook volgens die woord 'n vrees vir die Here. En as ons 'n vrees het vir die Here, wel dan het ons die beginsel van wysheid. En dan kan ons as ouers ons kinders grootmaak in die tug en vermaaning van die Here, en ons kinders kan groot gemaak word met 'n vrees vir die Here en so in wysheid wandel. Maar ons kom dan by ons volgende afdeling, wat strek vanaf vers 10 tot vers 19. En ons sal sien dat hierdie gedeelte ewenredig opgedeel word, soos tipies ook die geval is wanneer dit kom by gedigte. Vers 10 is die inleiding, dan volg daar 4 verse, verse 11 tot 14, wat handel oor die spesifieke afvalligheid van die sondaars. En daarop volg weer die volgende 4 verse, vers 15 tot 18, waar die Vader die dwaasheid uitwys, indien jy hierdie sondaars sou volg. En dan eindig hierdie gedeelte weer af in vers 19 met 'n tipiese opsomming wat sê, so gaan dit met almal wat onregverdige wins maak, dit ontneem sy besitter die lewe. Maar om terug te kom by die inleiding van hierdie afdeling, vers 10 maak die stelling vir ons, my seun, as die sondaars jou wil verlei, moet jy nie inwillig nie. Nou wat ons tot nou toe in Spreuke gesien het, weer eens was eerstens dat wysheid wel iets is wat geleer moet word. Dit moet verstaan word, soos vers 2 vir ons geleer het. En dit moet aangeneem word, soos vers 3 vir ons geleer het. En daarom moet ons ook luister, sodat ons insig kan vermeerder, soos vers 5 weer vir ons geleer het. En die beginsel van hierdie wysheid, en die beginsel wat elke enkele wysheid onderskryf, is ons vrees vir die Here. En indien ons nie 'n vrees vir die Here het nie, kan ons nie die aanname maak dat ons in enigiets wysheid het nie. En verder het ons gesien dat die plek waar hierdie beginsel geleer moet word, is by die huis, naamlik by die tug van die vader en die onderwysing van die moeder. Kinders moet luister na hulle ouers se tug en onderwysing in die vrees van die Here, indien hulle enigsins wysheid wil bekom. Wat dus ook beteken dat ons afdeling vandag in kontras staan met die vorige afdelings. Want waar wysheid by die huis geleer moet word, gaan jy weer presies die teenoorgestelde kry by die wêreld, en daarom sê Salomo, as die sondaars jou wil verlei, moet jy nie inwillig nie, moenie gaan nie. Die leer van goddelike wysheid behels dus beide, om proaktief daarin te wees, om onsself onder wysheid te plaas, waar ons daarin geleer en getuigtig kan word, of waar ons kinders onderdanig is aan hulle ouers, sowel as die feit dat ons 'n aktiewe rol moet speel, om nie deur sondaars verlei te word nie. So ons moet onsself onder wysheid stel, om daardeur geleer en getuigtig te word, terwyl ons aan die ander kant, die kontras daarvan, 'n aktiewe rol moet speel, om nie deur die sondaars verlei te word nie, of nie saam met hulle te gaan nie, en nie na hulle te luister nie. En ons sien natuurlik dat Salomo net een van hierdie twee reg gekry het. Salomo het net een van hierdie twee reg gekry. Hy het homself verootmoedig voor die Here, en hy het erken dat hy 'n dwaas was, sodat hy deur die Here geleer kon word, sodat hy wys kon word, en die Here het hom wysheid gegee. Maar aan die ander kant was hy verlei deur die sondaars, spesifiek sy vroue, wat hom afvallig gemaak het. Soos laasweek genoem, die vrees van die Here is om te haat wat sleg is, en dit is presies wat ons ook lees in Efesiërs 5 vers 10, wat dit van ons verwag, waar staan, en beproef wat die Here welbehaaglik is. Menende, ons moet onderskeid tref, ons moet beproef tussen wat goed en sleg is vir die Here, en wat welbehaaglik is vir hom, en dis ook wat 'n gruwel is vir hom. Weereens, want die vrees van die Here is om te haat wat sleg is. Daarom moet ons beproef wat vir hom welbehaaglik is. Maar waar Efesiërs 5 vers 10 vir ons sê, en beproef wat die Here welbehaaglik is, sê die volgende vers vir ons, Efesiërs 5 vers 11, en hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer. Wat beteken dat selfs al kry jy die een reg,
En selfs al luister jy na die tugtiging van jou vader en die onderwys van jou moeder, en selfs al het jy al die wysheid, om te weet wat vir die Here welbehaaglik is, en wat nie is nie, dat jy nog steeds nie gemeenskap moet hê met die onvrugbare werke van duisternis nie. Selfs al het jy al daai wysheid. En hier is 'n uiters 'n belangrike les om te leer, naamlik dat wysheid, of althans goddelike wysheid, jou nie immuun maak teen die sondige natuur en invloed van sondaars nie. Jou wysheid maak jou nie immuun teen die sondige natuur en invloed van sondaars nie. Net omdat jy uit 'n goddelike huis uitkom, waar jy jou vader en jou moeder eer, deur om na hulle tug en onderwysing te luister, beteken nie dat dit jou immuun maak teen die sondaars wat jou wil verlei nie. Daarom word ons daarteen gewaarsku. In 1 Korintiërs 15 vers 33 waar staan, moenie dwaal nie. Slegte gesprekke bederf goeie sedes, of soos party vertalings dit vertaal, moenie dwaal nie, slegte geselskap bederf goeie morele waardes. Weerens, jy mag dalk goeie waardes hê, jy mag dalk oor goddelike wysheid beskik, jy mag dalk 'n gesonde vrees vir die Here hê, maar moenie dwaal deur om te dink dat slegte geselskap nie jou goeie morele waardes of althans jou goeie sedes sal bederf of sal beïnvloed nie. Want dit gaan. Want nie eers Salomo in al sy wysheid was daarteen immuun gewees nie. En hy was die wysste man wat nog ooit geleef het. En hy was nie immuun daarteen nie. En as hy nie immuun was daarteen nie, waarskynlik gaan ons ook nie wees nie. Ons lees in Matteus 16 vers 5 tot 12 daar staan, en toe sy disippels na die oorkant gegaan het hulle vergeet om brode saam te neem. Daarop sê Jesus vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir die suurdeeg van die Fariseërs en Sadduseërs. En hulle het onder mekaar geredeneer en gesê, dit is omdat ons geen brode saamgeneem het nie. Maar Jesus het dit opgemerk en vir hulle gesê, wat redeneer julle onder mekaar, kleingelowiges, dat julle geen brode saamgeneem het nie? Begryp julle nog nie? En onthou julle nie die 5 brode van die 5000 en hoeveel mandjie vol julle opgetel het nie? Of die 7 brode van die 4000 en hoeveel mandjies vol julle opgetel het nie? Hoe is dit dat julle nie begryp, dat ek nie in verband met brood vir julle gesê het, om op te pas vir die suurdeeg van die Fariseërs en Sadduseërs nie? Toe het hulle begryp, dat hy nie gesê het dat hulle moes oppas vir die suurdeeg van die brood nie, maar vir die leer van die Fariseërs en die Sadduseërs. Die leer van die Fariseërs en die Sadduseërs was so suurdeeg. En hulle leer word vergelyk met suurdeeg, want dit het die vermoë om jou hele teologie omver te gooi. Aangesien 'n klein bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak. Daarom lees ons in 1 Korintiërs 5 vers 6 tot 11 daar staan, weet julle nie dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak nie. Suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees, soos julle inderdaad ongesuurd is. Want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus. Laat ons dan fees vier, nie met die ou suurdeeg of met die suurdeeg van ondeeg en boosheid nie, maar met die ongesuurde brode van reinheid en waarheid. Ek het julle in my brief geskrywe om nie met oreerders om te gaan nie. Dit wil sê, nie die oreerders van hierdie wêreld, of die gierigaards of rowers of afgodedienaars in die algemeen nie. Want dan sou julle uit die wêreld moet uitgaan. Maar nou skryf ek aan julle om nie om te gaan met iemand wat al staan hy as 'n broeder bekend, 'n oreerder is of 'n gierigaard of 'n afgodedienaar of 'n kwaadspreker of 'n dronkaard of 'n rower is nie. Met so iemand moet julle self nie saam eet nie. Nie net moet ons aktief besig wees daarmee om die tug en vermaaning van die Here aan te neem in die vrees van die Here sodat ons kan groei in wysheid en heiligheid nie. Ons moet ook 'n wilsbesluit maak dat wanneer die sondaars ons wil verlei, ons nie moet inwillig nie. En ons moet onsself daarvan afsonder.
En die suurdeeg waarvoor ons moet pas op, kan selfs mense wees wat hulle self gelowiges noem. Of wat as 'n broeder bekend staan, soos wat Paulus hierso sê. Maar hy sê, jy moet self nie eens saam met so iemand eet nie. Hoekom nie? Want dit vat net 'n klein bietjie suurdeeg om die hele deeg suur te maak. Ons lees in 2 Timoteus 2 vers 16 en 17, Paulus waarsku vir Timoteus en sê, maar die onheilige, onsinnige praatjies moet jy vermy, want hulle sal al verder voortgaan in goddeloosheid, en hulle woord sal voortwoeker soos 'n kanker. Wysheid behels nie net die feit dat ons die Here moet vrees en dat kinders na die tug en onderwysing van hulle ouers moet luister nie. Wysheid behels ook die feit dat ons selfs iets eenvoudig soos onsinnige praatjies, soos Paulus dit noem, moet vermy. Hoekom? Want dit raak soos 'n kanker, sê hy, en dit raak soos suurdeeg. Want soos ons lees in 2 Timoteus 2 vers 17, hulle sal al verder voortgaan in goddeloosheid, en hulle woord sal voortwoeker soos 'n kanker. Maar soos ons al voorheen genoem het, mense wat 'n probleem het hiermee, wat nie graag hulle self wil afsonder nie, is altyd baie vinnig om uit te wys dat Jesus saam met sondaars geëet het. En ons sal vinnig oplet dat die mense wat gewoonlik hierdie argument maak, maar Jesus het saam met sondaars geëet. Ons sal oplet dat die mense wat gewoonlik hierdie argument maak, nie dit maak om heiligheid te bevorder nie, maar eerder om hulle eie sondes te regverdig en om hulle eie gewetes te sus. Ons sien nooit dat enigiemand hierdie argument ooit maak om heiligheid te bevorder nie. Dit is altyd om hulle self te regverdig. Die tollenaars saam met wie Jesus geëet het, was tollenaars wat bekeer het. Dit was mense soos Matteus, wat 'n tollenaar was. Dit was mense soos Saggeus, wat 'n tollenaar was. En soos ons lees van Saggeus in Lukas 19 vers 8 en 9, daar staan, maar Saggeus het gaan staan en aan die Here gesê, Here, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die armes, en as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit 4-dubbel terug. Toe sê Jesus aan hom, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, aangesien hierdie man ook 'n seun van Abraham is. En die mense wat 'n probleem gehad het, dat Jesus saam met die tollenaars en sondaars geëet het, was die skrifgeleerdes en die fariseërs. Hoekom? Want hulle wou Jesus kruisig. Hulle wou hom uitvang waar hy besig was om te sondig. Hulle het 'n probleem daarmee gehad, dat tollenaars en sondaars tot bekering gekom het. En dat hulle geregtigheid nie deur die werke van die wet gekom het nie, maar deur genade en deur Christus. En dit is presies wat met die tollenaars en die sondaars gebeur het. Hulle het tot bekering gekom sonder die werke van die wet. Maar hulle was gered. Mense wat die argument gebruik dat Jesus saam met sondaars geëet het, en so hulle self wil regverdig, dat hulle dit maar ook kan doen, of dat ons dit ook moet doen, besef nie, dat daardie tollenaars tot bekering gekom het nie. Dit was gelowiges. En so gebruik hulle dus dieselfde aanklag teen die Here, as wat die fariseërs teen hom gebruik het, maar so staan daardie einste mense ook verdoem, saam met die fariseërs. Maar nou skryf ek aan julle, om nie om te gaan met iemand wat, al staan hy as 'n broeder bekend, 'n reder is, of 'n gierigaard, of 'n afgodedienaar, of 'n kwaadspreker, of 'n dronkaard, of 'n rower nie, met so iemand moet julle selfs nie saam eet nie. My seun, as die sondaars jou wil verlei, moet jy nie inwillig nie. Die woord gaan nie homself weerspreek nie. Die Here gaan nie vir ons 'n voorbeeld wys dat ons saam met sondaars moet kuier, en aan die ander deel van die Bybel sê dit, maar sonder jouself af, en moenie saam met hulle eet nie. Die woord gaan nie homself weerspreek nie. Die feit dat die Here saam met sondaars en tollenaars geëet het, is waar.
Want daar was sondaars en tollenaars wat tot bekering gekom het, en die fariseërs het nie daarvan gehou nie. Dit was die argument van die afvalliges. En wanneer iemand daai argument gebruik om hulle self te regverdig, dan is jy self 'n afvallige, saam met die mense wat daai argument oorspronklik gemaak het, naamlik die skrifgeleerdes en die fariseërs. My seun, as die sondaars jou wil verlei, moet jy nie inwillig nie. Maar dan gaan Salomo aan om 'n redelike ekstreme voorbeeld te gee, waar hy sê van vers 11 tot 14, en ons kan sien is 'n voorbeeld, want hy sê as hulle sê, gaan saam met ons. Laat ons loer op bloed, laat ons die onskuldige voorlê sonder oorsaak, laat ons hulle lewendig verslind, soos die doderyk en die gesonde, soos die wat in die kuil neerdal. Allerhande kosbare goed sal ons vind. Ons huise sal ons volmaak met byt. Jy sal jou lot onder ons werp. Ons sal almal een beurs hê. Met ander woorde, hulle beloof rykdom. En dit gaan tot jou voordeel wees om jou met hulle te vereenselwig, sodat jy saam met hulle kan ryk word. Maar dan in die volgende 4 verse gee Salomo weer die wysheid in terme van hierdie hipotetiese voorbeeld, en hy sê daarop, my seun, gaan nie met hulle saam op die weg nie. Hou jou voet terug van hulle pad, want hulle voete hardloop na die kwaad en haas hulle om bloed te vergiet. Want die net word te vergeefs uitgesprei voor die oë van allerhande voëls. So loer hulle op hulle eie bloed en hulle lê hulle self voor. Nou natuurlik gaan ons nie mense gaan doodmaak om hulle geld te vat nie. Maar dit is nie die punt van hierdie gedeelte nie. Die punt vind ons in die opsomming van hierdie gedeelte, waar vers 19 vir ons sê, so gaan dit met almal wat onregverdige wins maak. Dit was bloot net 'n voorbeeld van onregverdige wins, maar so gaan dit met almal wat onregverdige wins maak. Dit ontneem sy besitter die lewe. Die voorbeeld wat Salomo gebruik mag dalk ekstreem wees, maar die punt is dat die nagevolge daarvan om onregverdige wins te maak is wel ekstreem. Die nagevolge daarvan om verlei te word deur die hebsug en die gierigheid is fataal. Soos ons ook lees in 1 Timoteus 6 vers 9 tot 10 waar staan, maar die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke en baie dwaase en skadelike begeerlikhede wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang. Want die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels. En omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor. En dit is presies die punt wat vers 17 en 18 van ons teks maak, naamlik dat die begeerte wat jy najaag absoluut te vergeefs is. Inteendeel, jy teken jou eie doodsvonnis. Jy gaan in jou eie stryk gevang word. Maar al is die voorbeeld redelik ekstreem, die beginsel bly dieselfde. Want enige iemand en almal wat deur sondaars verlei word en wat tot hulle wil inwillig, doen dit vir een rede en vir een rede alleen. Ons doen dit vir onsself. Ons doen dit want ons sien 'n voordeel daarin vir onsself. Geen mens volg die goddelose of luister enigstens na hulle planne om geld te maak of sit in hulle geselskap omdat jy graag hulle wil seën nie. Nee, die enigste rede hoekom ons enigstens onsself in sulke geselskap sal vind of sal luister na hulle planne, is omdat ons voordeel daarin sien vir onsself, menende as gevolg van ons hebsug, as gevolg van ons gierigheid. Die rede hoekom Salomo afvallig geraak het, was as gevolg van sy eie hebsug, naamlik dat hy vrouens vir homself wou gehad het. Hy het nie soveel vrouens gekry om hulle te seën nie. Nee, hy het gedoen vir homself. En daar is net een rede hoekom ons onsself met ander mense sal vereenselwig of die goddelose sal verdra, wat nie dieselfde waardes deel as ons nie, want ons is onder die indruk dat daar dalk iets voordeligs daarin mag wees, soos vers 14 van ons teks ook sê vir ons. Ons wil dieselfde beurs deel. Ons wil dieselfde geld hê as wat hulle het. Maar die woord leer ons, al staan hy as 'n broeder bekend, as hy 'n reder is of 'n gierige hart,
of 'n afgodedienaar, of 'n kwaadspreker, of 'n dronkaard, of 'n rower, met so iemand moet julle selfs nie saam eet nie. En die enigste rede hoekom ons wel saam met hulle sal sit en eet, is wanneer ons self gierigaards is. Want ons soek baie keer die dinge wat die goddelose het, en ons wil graag hulle beers ook deel. Maar, my seun, as die sondaars jou wil verlei, moet jy nie inwillig nie. Maar nie net leer die woord ons om weg te bly nie, maar dat ons ook hulle moet bestraf, of hulle nou gelowiges is en of hulle nou ongelowiges is, wat ons wil verlei. In terme van gelowiges sê 1 Timoteus 5 vers 20, bestraf die wat sondig in die teenwoordigheid van almal, sodat ook die ander kan vrees. Titus 1 vers 13 en 14, daarom moet jy hulle skerp bestraf, sodat hulle gesond in die geloof kan wees, en hulle nie besig hou met Joodse fabels en geboeie van mense wat van die waarheid afwyk nie. En in terme van ongelowiges sien ons weer Efesiërs 5 vers 11, en hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer. Maar wat doen moderne Christenskap? Ons verdra alles en almal, ongeag hoe goddeloos hulle mag wees. Die woord leer ons en hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer. Maar moderne en afvallige Christenskap leer ons weer, verdraagsaamheid is liefde. Moderne en afvallige Christenskap leer ons, dat as jy nie afvalliges verdra nie, en jy sê iets oor hulle sonde, wel dan is jy nie meer liefdevol nie. En wanneer dit die geval is, en ons so geleer word, is ons so verlig daaroor, want dan kan ons net aanhou om lafhartig te wees. Ja, ons moet verdra, maar ons moet verdra met medegelowiges. Ons moet medegelowiges verdra. Soos ons lees in Kolossense 3 vers 13 waar staan, verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het, soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. In Efesiërs 4 vers 1 en 2 sê Paulus, ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra. Ja, ons moet mekaar verdra, maar wanneer 'n gelowige nie wil bekeer nie, dan leer die woord ons, dat ons hulle nie moet verdra nie. Inteendeel, selfs al noem hy homself 'n broeder, soos ons vroeër gelees het, moet jy nie eers saam met hom eet nie. Bybelse Christenskap is nie verdraagsaam nie. Inteendeel, dit is onverdraagsaam. En ons sien hoe Paulus die Korintiërs bestraf, juis as gevolg van hulle verdraagsaamheid van mense, wat nie die suiwer evangelie verkondig het nie, soos ons lees in 2 Korintiërs 11 vers 4, en Paulus is dan sarkasties, en hy spot die Korintiërs oor hulle onbybelse verdraagsaamheid. Hy spot die Korintiërs oor hulle verdraagsaamheid. Wanneer hy vir hulle sê in 2 Korintiërs 11 vers 19 tot 21, want julle verdra graag die dwaase, sê hy vir die Korintiërs, omdat julle so verstandig is. Julle verdra dit mos as iemand knegte van julle maak, as iemand julle opeet, as iemand julle beetneem, as iemand hom aanstel, as iemand julle in die gesig slaan. Tot my skande moet ek erken, sê Paulus, dat ons daarvoor te swak is. Sy punt is, hulle verdra mense wat hulle nie behoort te verdra nie. En dan trotseer hulle nog hulle self daarin, dat hulle verdraagsame mense is. Maar dan mok en bestraf Paulus hulle en sê, wel, hy is te swak om so mense te kan verdra. Want die punt is, hulle moet nie sulke valse leraars in eerste plek verdra nie. Maar dit is presies wat hulle gedoen het. En ons lees in 2 Korintiërs 11 vers 4 waar staan, want as iemand kom en 'n ander Jesus verkondig as wat ons verkondig het, of as julle 'n ander gees ontvang as wat julle ontvang het, of 'n ander evangelie as wat julle aangeneem het, laat julle dit goed geval. Menende hulle neem dit dan aan, as iemand 'n ander evangelie bring as die evangelie van Jesus Christus. En hy sê vir hulle, julle laat dit laat dan goed geval by julle. Menende hulle neem dit aan, in hulle verdraagsaamheid. Maar ons sien wat hulle houding wel moes gewees het, soos Paulus sê in Galasiërs 1 vers 8.
Hier is wat die hele houding moes gewees het, maar al sou ons of 'n engel uit die hemel julle 'n evangelie verkondig, in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. Maar die Korintiërs het dit nie gedoen nie. Hulle het verdra. Hulle het die dwaase verdra. En soos Paulus sê, tot my skande moet ek erken, dat ek daarvoor te swak is. Maar hy is sarkasties met hulle. Hulle moes dit nooit verdra het nie. Inteendeel, dit moes vir hulle 'n vervloeking gewees het. Die goddelose moet nie verdra word nie, selfs al is dit in die naam van liefde. Die Here prys die kerk in Efese. Nie vir hulle verdraagsaamheid nie, maar vir hulle onverdraagsaamheid. Waar ons lees in Openbaring 2 vers 2, hy sê, ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid en dat jy slegte mense nie kan verdra nie. Dit was 'n goeie ding. Die Here praat hulle goed. En een van die min goeie goed wat hulle reg gekry het, was dat hulle die slegte mense nie verdra het nie. En Spreuke leer ons dat die beginsel van wysheid die vrees van die Here is, en dat dit begin by die huis onder die tug van die vader en die onderwysing van die moeder. Maar dit leer ons ook dat vir goddelike wysheid, om enigsins vrug te kan dra, moet ons onverdraagsaam wees teenoor die goddelose. Moenie eers luister na wat hulle te sê het nie. My seun, as die sondaars jou wil verlei, moenie inwillig nie. Bybelse wysheid maak ons nie immuun teen die invloed van die goddelose nie. Inteendeel, wanneer ons dit verdra, dan raak dit soos 'n klein bietjie suurdeeg, want ons verdra dit dan. Die suurdeeg kan maar bietjie bly. En dit raak soos 'n kanker, soos Paulus ook sê, en dit suig jou in. Slegte geselskap, sê Paulus, bederf goeie sedes. En so Spreuke 16 vers 8 ons leer, liewer 'n bietjie met geregtigheid as 'n menigte van inkomste met onreg. Spreuke 15 vers 16, liewer 'n bietjie in die vrees van die Here as 'n groot skat en onrus daarby. Spreuke 28 vers 6 en 7, die arm persoon wat in sy regskaapenheid wandel, is beter as die verkeerde wat twee paaie wil loop en daarby ryk is. Wie die wet bewaar is 'n verstandige seun, maar hy wat met deurbringers omgaan, steek sy vader in die skande. En daarom, soos ons al baie keer gelees het, in Psalm 1 vers 1 en 2, welgeluksalig is die man, wat nie wandel in die raad van die goddelose, en nie staan op die weg van die sondaars, en nie sit in die kring van die spotters nie, maar sy behaag is in die wet van die Here, en hy oordink sy wet dag en nag. Die Bybel gaan nie onsself weerspreek nie. Dit gaan nie op elke hoek en draai sê, doen afstand nie, sonder jouself af nie. Hê behaag in die wet van die Here eerder. Moenie saam met sulke mense eet nie. En dan kom jy en sê, maar die Here het ook saam met sondaars geëet. So asof die Bybel homself sal weerspreek. Mag dit ver van ons af wees om sulke afleidings te maak. Die Bybel weerspreek nie homself nie. Maar om af te sluit, hoekom sal ons al die goddelike wysheid en die insig en die seën wat daarmee gepaard gaan, op die spel plaas, of dit waag, deur om eers ons ore uit te leen aan mense, wat nie die Here volg nie. Daar is net een rede, en dit is as gevolg van ons eie gierigheid, ons eie hebsug. Maar die woord leer ons weer eens, al staan hy as 'n broeder bekend, as hy 'n reder is, of 'n gierige hart, of 'n afgodedienaar, of 'n kwaadspreker, of 'n dronkaard, of 'n rower is, met so iemand moet jy selfs nie saam eet nie. En die woord weerspreek nie homself nie. Alhoewel ons sal luister na die goddelose en onsself met hulle sal vereenselwig en verdraagsaam sal wees teenoor hulle, is omdat ons self gierigaards is. Want ons soek ook 'n deel van die wins. Ons wil ook met hulle beers deel, soos vers
ons vers vir ons sê. Maar soos Jesus sê in Matteus 19 vers 23 en 24, voorwaar ek sê vir julle, dat 'n ryk man beswaarlik in die koninkryk van die hemele sal ingaan. En verder sê ek vir julle, dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan. Ons verswaring met rykdom en die najaag daarvan gaan nie ons geloof hinder nie. Dit gaan ons geloof kos. Dit is nie 'n hindernis nie. Dit gaan ons geloof kos. Want jy kan nie twee meesters dien nie. Matteus 6 vers 24. Niemand kan twee here dien nie, want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. En daarom waarsku die woord ons om nie eers 'n bietjie met sulke mense te doen te hê nie. Want dit is so suurdeeg en dit is soos kanker. En ons wysheid maak ons nie immuun daarteen nie, en Salomo is ons bewys. Die wysste persoon in die wêreld, in die geskiedenis van die mensdom, was nie immuun daarteen gewees nie. Mag die Here ons dit eerder gun om saam met Paulus te kan sê, soos ons lees in Filippense 3 vers 7 en 8, maar wat vir my wins was, my vorige lewe, dit het ek om Christus wil skade geag. Ja, waarlik, ek ag ook alle skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, terwille van wie ek alles prys gegee het, en as drek beskou, om Christus as wins te verkry. Wanneer ons die waarde van Christus begryp, dan gaan ons ook verstaan, dat geen wêreldse rykdom eers kan vergelyk met die rykdom wat daar is om te vind in die Here nie. En daarom lees ons in Matteus 13 vers 44 tot 46, verder is die koninkryk van die hemele soos 'n skat wat verborge is in die saailand, wat 'n man kry en wegsteek, en uit blydskap daaroor gaan hy en verkoop alles wat hy het en koop daardie saailand. Verder is die koninkryk van die hemele soos 'n koopman wat mooi parels soek, en toe hy een baie kosbare parel kry, gaan hy weg en verkoop alles wat hy het en koop dit. Die ware gelowige sit al sy eiers in een mandjie. Die wêreld leer ons die teenoorgestelde. Die ware gelowige sit al sy eiers in een mandjie, in Jesus Christus. Hy verkoop alles om maar een parel te kry. Die ware gelowige plaas al sy hoop en vertroue op Jesus Christus en in Christus alleen. Want geen mens kan twee Here dien nie. My seun, as die sondaars jou wil verlei, moet nie inwillig nie. Daarom mag die Here ons dit gun, om die waarde van Christus te begryp, om onverdraagsaam te wees, teen die mense, teen wie die woord van ons vereis, om onverdraagsaam te wees. Om nie onsself te bluf om te dink dat ons immuun is, teen die aanloklikheid van wêreldse rykdom nie. Want ons is nie immuun daarteen nie. Dis hoekom ons moet wegbly. En mag die Here ons dit gun, om die dinge wat vir ons voorheen 'n wins was, om Christus wil, as skade te ag. En om ook alles skade te ag, om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, as wins te verkry. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, ons is maar nietige en sondige mense, en ons afvallige harte neig baie keer na die dinge van die wêreld. En dit neig baie keer na die mense toe, wie ons onder die indruk is vir ons daardie rykdom kan gee van hierdie wêreld. Maar Here, mag dit ver vir ons al wees om onsself met sulke mense te vereenselwig. Gun dit ons om die woord aan te neem. Gun dit ons om die wysheid aan te neem. Wetende, Here, dat die wysheid wat van U afkom, ons nie immuun maak teen die afvalligheid van hierdie wêreld nie. Laat ons nie dink ons is beter as die res nie, laat ons nie dink eers dat ons beter is as Salomo, dat ons nie sal val soos Salomo nie. Here, gun dit ons om braaf te wees, om onverdraagsaam te wees, om sonde op U naam te doen,
te noem en te lewe volgens U woord. Gun dit ons, o Here, om te verstaan wie U is en wat U van ons verwag. En gun dit ons ook, o Heer, om ag te gee op die waarskuwings wat U in die woord vir ons gee. Dat ons nie lig daarvan sal maak nie. Maar weer eens, Here, laat ons dit sal aanneem as U woord en as waarheid. En dat U waarheid in die woord nie homself weerspreek nie. O Here, gun dit ons om U woord te volg en mag U Gees in ons harte werk, want ons kan nie ons eie harte verander nie. Lei ons asseblief in dit, o Heer, nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat U genade groot is. In U naam alleen vra ons dit. Amen.